Die gelofte in 1838. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen dat, as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee. Ons lees vandag uit die woord van God en ons blaai in die Ou Testament na Josua. Josua 23 en 24. Uit Josua 23 net die eerste 3 verse en hoofstuk 24 verse 14 tot 28. Dit was al lank dat die Here na alle kante toe aan Israel rus gegee het van sy vyande. En Josua was al baie oud. Josua het die hele Israel geroep, die leiers, die hoofde, die regters, die amptdraers en vir hulle gesê, ek is al baie oud. Julle het gesien wat die Here julle God alles aan hierdie nasies gedoen het ter wille van julle. Dit is hy, die Here julle God, wat die oorlog vir julle gevoer het. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders aanderkant die Eufraat en in Egipte gedoen het en dien die Here. Of, as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het aanderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egipte die plek van slawerny gebring het. Hy het daar die groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebied ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het, ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n end aan julle maak. Die volk het vir Josua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Josua vir die volk, julle self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien, en hulle antwoord, ons is. Toe sê Josua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Josua, ons sal die Here ons God dien, ons sal na hom luister. Josua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf, 'n groot klip gevat en dit daar onder 'n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die hele volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees, dat julle nie
julle God bedrieg nie. Daarna het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy grond toe. Ons lees net tot daaruit die woord van God vanoggend. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en hierdie woord ook glo. My liewe vriende, my broer en my suster, daagliks word ons voor die een of ander keuse gestel. Jy moet daagliks kan onderskei tussen wat jy glo reg en verkeerd is. Met ons kinders is daar die positief opbouende, maar ook die negatief afbreekende opvoeding. By die werk verwag jou werkgewer van jou net die een manier om die werk te doen, die regte manier. Ook in ons huwelike en in die verhoudings waarin ons elke dag staan, bepaal die optrede wat jy in die verhouding kies, hoe die verhouding groei of nie. Ons land het 'n regstelsel met die bedoeling om orde te handhaaf. Ons kerke, ordes en riglyne om ruimte te skep dat die waarheid van die evangelie reg gehoor en met vreugde en oorgawe geleef word. Maar wat van jou persoonlike verhouding met God? Hoe duidelik is die skeidslyn daar tussen reg en verkeerd? Is dit nie so dat veral in hierdie verhouding die maatstaf vir reg en verkeerd baie vinnig vervaag nie? Dat dit wat tussenin lê, word goed genoeg. En amper reg nie meer verkeerd is nie, maar reg. En dat bietjie verkeerd nie meer heeltemal verkeerd is nie, maar ook reg. En dit is waar ons vanoggend vir Israel by Sichem ontmoet. Voor 'n keuse. Josua stel die saak baie duidelik aan die volk: kies vandag wie julle wil dien. Hy self twyfel nie oor die keuse nie, want wanneer dit by die godsdiens, die geloof kom, is daar vir Josua nie die een keuse om te maak. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die skrif waaruit ons gelees het, vertel van 'n verbondsluiting tussen Israel en God. Wat is 'n verbond? Dis 'n ooreenkoms tussen twee partye waar elke party onderneem om te hou by die voorskrifte, die reëls en die bepalings van die ooreenkoms. En daarom kry Josua die volk bymekaar om hulle te herinner aan alles wat die Here vir hulle gedoen het. Hy beklemtoon dat dit God is wat hulle deur die geskiedenis gelei het, hoe hy as te ware hulle hand vasgehou het en deur woestyne, vreemde gebiede en oorloë gelei het. En op 'n stadium praat God self deur Josua en sê vir die volk: "Julle voorvaders het na my geroep om hulp, en ek het hulle smeekgebede verhoor. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie eens geplant het nie." En so sê God, sonder om doekies om te draai, dat die oorvloed wat Israel in die beloofde Kanaan geniet, nie die resultaat is van die volk se eie mag en strategie nie, maar die werk en die voorsienigheid van God, die Almagtige. En dit is hoekom Josua nou sy mense dwing as te ware om 'n keuse te maak. Gaan hulle die afgode dien van die nasies om hulle, of die gode wat hulle voorvaders gedien het voordat die Here ingegryp het in hulle geskiedenis? Of gaan hulle die Here dien, die God wat hulle getrou deur die jare versorg, bygestaan en gelei het? Vir Josua was daar net een keuse om te maak, want hy sien sy hele bestaan en so ook die voortbestaan van sy familie was geanker in die wil van sy Skepper, die lewende God.
En dis wat hy vandag vir ons ook wil sê. Daar is net die een keuse wat ek en jy vandag kan maak. Of ek kies om God ten volle te dien, of dit is jou keuse om hom glad nie te dien nie. Daar is niks tussenin nie. Wie ja sê vir God, moet pertinent en doelbewus nee sê vir alle ander afgode. Alles wat ons beroof van tyd en geleentheid om met God 'n lewende verhouding op te bou. Toe antwoord die volk: ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie, want dit is die Here ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Ook ons sal die Here dien, hy is ons God. En so is 'n keuse gemaak. 'n Keuse vir God. Vandag is 'n gelofte met God hernie. 'n Keuse wat deur ons voorouers in afhanklikheid van God gemaak is. En net soos die klip wat Josua by Sichem opgerig het, 'n teken was om almal te herinner aan die verbond wat gesluit is, het ons vandag ook 'n herinneringsteken, 'n indrukwekkende voortrekkermonument, 'n gelofte op papier geskryf, maar ook 'n gewete, en deur die Here Jesus Christus 'n lewende verhouding met God, en in hierdie verhouding die keuse om God te dien, om ons met hom te versoen en aan hom alleen getrou te wees. En daarom kan ek nie anders as om te vra, my liewe vriend, wat maak jy met hierdie keuse wat jy in hierdie verhouding uitgeoefen het? Want om vir God te kies, het ingrypende gevolge. Die beloftes van God aan Israel geld ook vir ons vandag. Aan hulle is reguit gesê, as julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n einde aan julle maak. En die tragedie van Israel se geskiedenis is toe dat, ten spyte van die pragtige beloftes van trou aan die Here, het hulle God weer begin vergeet. Die welvaart en aansien wat hulle as nasie geniet het, die ongekende mag in koning Dawid se tydperk, het die verbondsluiting by Sichem vervaag. En die klip van Sichem getuig toe teen hulle dat hulle God bedrieg het. En wat gebeur toe? Hulle verloor weer alles. Hulle word weer slawe. Die eens magtige en berugte volk, wat nasies om hulle laat sidder het van vrees, word in ballingskap weggevoer. Waar staan ons vandag? Nog by Sichem? Of is ons ook reeds in ballingskap weggevoer? Wat maak jy elke dag met die talle beloftes wat jy al aan en voor God gemaak het? Gee jy daagliks vir God die roem en die eer vir sy oorwinning, die oorwinning namens jou persoonlik op Golgotha en die leë graf en hemelvaart en Pinkster en die oorwinning elke dag in jou lewe? Wie vir God kies, moet besef wat die gevolge van die keuse is. Kan ek en jy dit werklik bekostig om hier aan die einde van 2020 met alles wat gebeur het en waarvan ons bewus geword het die afgelope jaar, hoe kort en onvoorspelbaar, sonder enige waarborge die lewe is, om nie vir God te kies nie? Kyk terug op jou persoonlike pad wat jy tot hier geloop het.
en sien God se hand in jou eie geskiedenis. Maak jou oë oop en sien God se bemoeienis met jou aan die kruis op Golgotha. Die verbond wat Christus namens jou met ons hemelse Vader gesluit het, is 'n blywende verbond. Hy is Immanuel, God met ons. Om vir God te kies, is om vir God te lewe, met woord en daad. Want ons God is 'n heilige God. Hy is God wat onverdeelde trou eis. Hy is God wat volgehoue opstandigheid en sonde nie sal duld nie. Hoe verheerlik jy die naam van God? Hoe gee jy aan hom die roem en die eer van die oorwinning? So af en toe, dan en wan, dit kan mos nie voldoende wees nie. Mag vandag nooit die getuie teen my wees, teen jou wees, dat ons God bedrieg nie. Amen. Troue God van ewigheid tot ewigheid, U wat ons by die naam geroep het, U wat ons persoonlik ken. Dit is ons keuse om vandag voor U stil te word. Om opnuut ons verhouding met U te besin. U wat nog nooit U hand vir ons toegemaak het nie. U wat U volk, U wat U kinders van die begin van die skepping af getrou gelei, versorg en beskerm het. U wat ons gebring het tot waar ons vandag is. U wat ons bewaar en beskerm het deur oorloë. U wat ons gevoed het in tye van hongersnood. U wat ons genees. U wat ons optel wanneer ons val. U wat ons Vader is, wat ons liefhet met 'n liefde wat ons menslike verstand te bowe gaan. Aan U behoort die eer, die krag, die heerlikheid en al die mag van nou tot in alle ewigheid. En voor U word ons stil om te bid vir ons land. Ons land wat swaar kry. Ons land wat al ver wegbeweeg het van Sichem. Ons land waarin plaasmoorde ons volk op die knieë het. Verwaarloos, verleë, stikkend en gebroke. Maar ons is, Vader, op ons knieë voor U. En ons bid vir ongeregtigheid. Ons bid dat die eie geregtigheid, die moord, keuses wat daagliks gemaak word wat afbreek en vernietig, dat U in U almag dit sal stuit. Ons bid vir U beskerming oor almal, Vader, wat U beskerming nodig het. Maar ons bid in die besonder vir geloof en vertroue dat U wat die verbondsgod is,
U wat met Abraham die verbond gesluit het, dat U ook ons God is en die God ook van ons kinders. Dat ons U hand in ons lewe sal sien. Maak ons oë daarvoor asseblief oop. Dat ten spyte van alles wat om ons woed, ons Vader, U sal vertrou vir die uitkoms wat U sal gee en wat U reeds die afgelope jaar op wonderbaarlike wyse gegee het. 'n jaar, Vader, wat nie maklik was nie. 'n jaar wat ons nie wil verbywens nie, maar 'n jaar, Here, wat ons ook sekerlik nooit sal vergeet nie. Ek bid vir elkeen wat op een of ander wyse getref is met soveel wat hierdie jaar gewoed het om ons en ook in ons. Ons dankie vir reën wat U mildelik gegee het. Vir brande, Vader, waar daar weer wyding is, omdat U die uitkoms gegee het. Ons bid vir genesing en herstel en nuwe groei in ons land. Dat waar dit nog droog is en waar damme nog leeg is, U die sluise van die hemele vir ons sal oophou. Dat die dors van die aarde geles sal word. Ons bely vandag opnuut ons afhanklikheid van U. Ons bely en ons gee ons lewe aan U. Neem ons aan in Jesus naam. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Staan ons voor die heilige God van die hemel en
gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar het hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, dat ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar het hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam